nou met desimale breuke. Ons het nou 'n breuk gekry. Waar is hy? 48 op 84. Ons wil dit nou as 'n desimale breuk skryf. Nou, eerste ding wat ek gaan probeer, ek gaan net om dit bietjie makliker te maak, ek gaan hom vereenvoudig. So, jy het gesê, kom ons vereenvoudig eers daai breuk. Hoe gaan ons hom vereenvoudig? Die maklikste is, ons gaan sê deel deur 2, dan is dit 24 op 42, nee. Dan kan ek hom nog vereenvoudig, dan word dit 12, dis 24, en dan gaan ek mos nou deel deur 2, en dan weer deel deur 2, nee. En dan is dit op 21, en dan, as ek weer vereenvoudig met 2, dan gaan ek daar 12 gedeel deur, dis die lang pad. Nou kan ek nie deur 2 deel nie, maar ek kan wel deur 3 deel, nee. Nou gaan ek daar kry 4 op 7. Dis baie makliker om met die vereenvoudigde breuk te werk, as om met hierdie groot breuk te werk. Goed, nou gaan ek hierdie gewone breuk as 'n desimale breuk skryf. Desimaal beteken, die noemer is of iets op 10, of iets op 100, of iets op 1000, en so aan en aan en aan, een of ander mag van 10. Ek het nie tyd om te kyk, waar gaan 7 presies in 'n mag van 10 indeel nie. Dit gaan forever vat, want 7 is nie 'n getal wat maklik deelbaar is in 10 nie. Ok, so, wat ek gaan sê, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan net vir myself sê, gaan parkeer jou daar, ek gaan die deelwerk doen. Die deelsom is 4 gedeel deur 7. Gewoonlik is die deler kleiner as die deeltal, maar as ons met desimale breuke werk, dan weet ek, die deeltal 4 gaan kleiner wees as die deler 7. Ok, so, hierdie is nou net om vir jou te wys, waar is die deeltal en die deler? Right, 4 is die deeltal, 7 is die deler. Ok, so, kom ons doen lang deel. 4 gedeel deur 7. Ek weet, ek gaan met breuke werk, so ek maak sommer klaar, ek sit my 0 daar, ek sit 'n komma daar. Nou sit ek 'n 0 daar. Kan 47 indeel? Hoeveel keer? 34. Ek vra vir jou, hoeveel groepies van 7 kan ek maak as ek 40 het? 7 maal 1 is 7, 7 maal 2 is 14, 7 maal 3 is 21. 7 maal 36. Maar hoeveel groepies, jy sê nou vir my 36. Ja, Hoeveel keer kan 47 indeel? Sewe maal 1 is 7. Dis nie naby. 7 maal 2 is 14. 7 maal 3 is 21. Wat is die naaste wat ek aan 40 kan kom as ek maal met 7? 5. 7 maal 5 is 35. As ek 7 maal 6 toe gaan, dan het ek 42. Gaan nie werk nie, dis te groot. 7 maal 5. 5 maal 7 is 35. 40 minus 35 is 5. Nou as ek vir jou sê, ek wil hom afrond tot 2 desimale plekke, beteken dit, daar is my eerste plek na die komma, daar is my tweede plek, ek moet die derde plek na die komma kry, as ek hom wil afrond tot 2 desimale plekke, nee? So ek moet nog bietjie aangaan. So, nou sit ek nog 'n 0 daar.
Dan bring ek daai 0 af. Hoeveel keer kan 57 ingaan? Nou moet ek maar net my tafels ken. Nou weet ek, 7 maal 6 is 42. 7 maal 7 is 49. 49 is minder as 50, so dis 7. 7 maal 7 is 49, trek 1 af, en sit ek maar nou nog 'n 0, want ek moet die derde plek hê, as ek hom wil afrond tot 2 desimale plekke, en 7 gaan in 10 in, 1 keer. Met ander woorde, wat is my antwoord? Vier gedeel deur 7 is gelyk aan, is afgerond, laat ons net dit spesifiseer, want dit is nie presies nie. Afgerond is dit 0,57. Daar is my antwoord. En daar is my, wat ek nou lang deel doen, né? Moet jou tafels ken, en jy doen maar net lang deel, en sit jou nulle by, maar jy sit nie die 0 bo by, voordat jy hom nie eers onderby gesit het nie. Het ons nog een doen. Kom ons maak so, van ons daai gafter soontoe, en dan doen ons, wat sien gaan ons nou doen? Kom ons doen 17/30stes. OK. So. 17 gedeel deur. Nee, reg, dit is eintlik. OK, kom ons vat 17/30stes, want ons kan enige getal as 'n desimaal skryf. Is gelyk aan wat as 'n desimaal. So. 17 gedeel deur 30. Sê vir my wat is die eerste stap wat ek nou gaan doen? 0. 0 bo, komma en 'n 0, né? OK, nou moet ek sê 30 maal 3 is 90. Wat is 30 maal 5? Nou gaan ek hierso my rolwerk doen. Gaan ek gou sê. Kom ons draai 30. OK, 30 maal 6 is 180. So dit gaan te veel wees. So kom ons vat 30 maal 5. Kom ons kyk wat's dit. 30 maal 5 is 150. So dis reg. So nou gaan ek my 5 daar sit. 30 maal 5 is 150. Wat doen ek nou? Nou, bro, sal net hierdie af. Nee, ek moet eers aftrek. Minus, ja, En dan kry ek? trek jy. Dan is dit 20. Wanneer ek daai getal daar skryf, nê, moet ek vir myself sê, is hierdie getal kleiner as die deler? Yes, dan weet ek het die regte getal daarbo gesit. As hierdie getal wat ek kry nadat ek afgetrek het groter is as die deler, dan het ek die verkeerde getal daar. Dan moet ek 'n groter waarde daar sit. OK, nou sit ek nog 'n 0, dan bring ek daai 0 af. Nou kan ek sien 30 maal 5 is 150. 30 maal 8 is 240. 30 maal 7 is 200. So dit moet 6 wees, né? 6 maal 30 is 180. Wat bly oor? Dit is weer net 20. Dis weer 20. Nee, die komma ook af. 0, 200. En nou kan ek sommer al klaar weet, dit gaan repeterend wees. Dit gaan aanhou 666. So my antwoord is afgerond. Laat ons net weer dit maak. Dit moet afgerond wees. 0,57. Want omdat ek hier 'n 6 het, beteken dit daai een gaan 0,57 word. OK. Yep. Duidelik. Baie.